hierdie is beter om net te gaan. Hallo almal in Kameraland. Ja, hallo almal, welkom by die episode. Ek word vandag gejoin deur Baas De Beer. Baie dankie bro, ek waardeer dat jy gekom het vandag. Dit is rarig befok. En dis wat internet vir my so cool maak, is soos, mense sien jou, jy is fucking oral op die internet. En toe dog ek het, kom ek vry net, sal jy wil deel wees en goed as en toe, ons het al 'n rukkie terug try organise, en toe, as gevolg van COVID en goed is, het maak dinge maar 'n bietjie moeilik, en toe, ek meen, nou soos hier. Eintlik het jy net jou doubts gehad of jy eintlik met my wil gesels. Nee, kak man. Nee, maar dit is sharp, soos, dankie dat jy hier is. Dude, dit is so cool, ek meen, honestly, ek meen, toe ek gesien het Oopmond podcast drop, ek meen, ek dink ek het jou gevolg nog voordat jy my gevolg het. Want soos I saw it, en ek hou van die Afrikaanse stel wat gebeur, want ja. Nou, daar is nie veel meer daarvan nie. En dis wat lekker is vir my, soos, baie mense het my gevra, hoekom doen ek het nie Engels hier, want dan kan het groter reach kry en goed is, maar as ek soos, ek is Afrikaans. Soos, en let's be honest, daar 17 ander. Ja, en, ja, daar is klomp ander Engelse enes, en die ding is, as ek, sê nou maar jou interview, en ons moet nou Engels praat, jy kan hoor, ons is Afrikaners, wat... Oh, my darling, I do doubt that. Okay, jy het nogal, nee, okay, daar laat jy my nou bietjie twyfel, want jy het nogal 'n wille aksent daar in jou. It's called acting. Nee, kyk, if I really want to be Afrikaans of English, I can like to gooi the Afrikaans English twice. Ja, it's just is my nogal funny, soos hy van pletse met die mengels. Daai is nogal funny. Pizza, bro. Ek dink my Afrikaans kan nie stationary wees nie. Ja, en Afrikaans is soos ek weet, dis safe, maar daar is soveel cool goed ook van Afrikaans. Dus, ja. Ek love Afrikaans. Dus ek love selfs van die Zef-dele. Ja, ek ook, fuck. Obviously, ek's number one in hy ry. Dis net soos, ek weet nie, Afrikaans is net vir my die shit. Ek love Afrikaans, daar altyd. En ek weet, meeste mense wie ek nog interview het, ek het al hier en daar 1 of 2 Engelse episodes gedoen, maar dis moeilik, jy kan hoor, ek is nie so oop, of ek weet nie hoe om het te verduidelik. Jy voel dit jouself hier, ek neem baie keer, don't get me wrong, ek kan enige dag vir jou te kere gaan in Engels en dit is lekker, I do it, I enjoy it. Ja. My show is in Engels en honestly, ek weet nie meer of dink my brein in Engels of in Afrikaans, maar dis so, daar seker ding wat jy net beter sê in Afrikaans. Ja, en soos, jy kan jouself net lekker express in Afrikaans, soos, as iemand sê, oh, it's very cold today, dan jy soos, dis fucking koud vandag, en dan is dit soos, almal weet wat jy bedoel. En wetenskaplik gesproken, net interestingly enough, at me as ek verkeerd is, maar ek het al gelees staf, en ek sê gelees soos 'n geleerde, ek bedoel ek het 'n YouTube video gekyk, ja. Wat gepraat het daarvan dat die sielkundige release in jou brein, wanneer jy vloek in jou home language, is anders as wanneer jy vloek in 'n taal wat nie jou eie is nie. So, as ek my klein twinkie stamp en ek sê, eina, fuck, het was seer, ek kry meer van daai wat ek al, ek weet nie wat jy laat beter voel die proses, as ek sê, oh fuck, that hurt, you know? Dis ek kom, een van my vriende het in Engeland gebly en hy het gesê, dis die maklikste op constructie sites waar hy gewerk het, hy altyd geweet wanneer is daar 'n nuwe Suid-Afrikaner ernstig op 'n jaar, want ernstig deur die dag gaan hy sy vinger met 'n baksteen slaan, hy gaan hoor, eina poes! Ja, exactly, excuse as iemand luister, nee, vloek, jy mag vloek, ja, die is Oopmond podcast, bro, nee, want dit is soos, ek, nou dat jy dit noem, dis ek soos, vloek ek ooit in Engels, en ek dink ek doen nie. I don't know. I mean, when I speak English, I will, oh fuck. Maar, ja, maar dit is nog steeds nie, even fuck is lekker om te sê, maar fuck is my, klink het so veel. Ja, doen. So, ek wil net vinnig voor ons verder gaan, ek wil net sê, Humdinger Tattoos, baie dankie dat ons hier kan shoot vandag. Hierso, teen my, Humdinger, ja, hierso, ons is nie between two ferns, die fern is between two mense. Ek kon nie aan iets dink nie, maar dis maar nie. Dis ons wat Zach Galifianakis. Ja. Ek het nou die dag die eerste movie actually gecheck, of nie die eerste movie, die movie, en het was actually baie cooler as wat ek gedink het het gaan wees. Soos hy is die shit, hy is tol snaaks. Ja, ek het nou die dag van die side, but anyway, ek kan gesidetrack word, ons praat, waarom praat ons? Ja, maar soos weer eens net, baie dankie, en mense asseblief, as julle, soos, dis my eerste keer hier, ek was al by hulle ou shop gewees, en dit was ook cool, maar hierdie is soos next level. Julle moet kom uitcheck, hier dis is 'n huis basically, wat hulle in 'n tattoo fucking... Hierdie nou die parties hier so check, soos, hulle het nou weer 'n ding wat, sadly, hierdie gaan nou uitkom, so as teentyd wat jy hier na luister. Ja, gaan ek seker verby wees. Laas naweek. Ja. Het hulle Forever Doodle event gehad het. Eerlikheid, dit voel soos time travel op hierdie tyd. Maar nee, doen koers, dan hang hier soos kunstenaars hier so buite uit, en ek werk saam met hulle om soos van die artists te kry wat
letterlik net hier kom sit in die tuin en jam, en as jy nou wil tattoo kry op die dag, en hulle doen dit gereeld, elke maand of 2 of something. Ja, as een keer op 2, ek weet nou nie, ek moet dit seker weet. Maar, ek sê vir wat, kom ons gee vouchers weg in hierdie episode van hulle. Hulle weet dit nog nie, maar ons gaan. Ja, ek dink ook is 'n goeie idee. En hoe dink jy? Sean, kan ons vouchers weggee in hierdie episode? Ja, hulle sê jy is ons kans. Bro, jy's 10 uit 10. So, hoe dink jy moet ons dit doen? Ek dink ons, okay, jy weet ek het Koos gehou by aanklas vir soos fucking 7 jaar, right? Ja. So, ek sê vir jou wat, kom ons vra 'n vraag op so social media or some shit, oor iets waaroor ons gaan gesels. Ja, so ons weet dan nie eens wat die vraag is nie. Wel, teen die tyd wat die mense gaan luister hierna, gaan ons reeds geweet het wat die vraag sou gegaan. Maar op hierdie huidige oomblik weet ons nie wat die vraag is. Ek gaan net vergeet van time travel en I'm just gonna live in this moment. Ja nee, asseblief. Relax, dis oop on podcast. Chill, bro. Ja nee, luister die podcast en dan antwoord die vraag en wen tattoo vouchers. Ja, julle kan dit ergens in die comments gooi en dan sal ons check wie dit reg. En dan ja, dis actually 'n cool idee. Dit is nogal cool. Nou moet almal kyk eens Nou moet hulle die hele fucking ding kyk. Dan moet hulle kyk of luister of ja. Een dude gaan dit doen en hulle almal gaan net sy vraag kopie. Sy antwoord. Is ook ja, julle moet dit DM, nie comment nie. Ja, nee, want anders gaan nou weer gekroekery wees en ek staan nie vir dit nie. Ja, nee, ons is 'n eerbare volksstaat. Ja. Ek weet nie wat dit beteken. Ja, dis kwaai. So ons sal julle laat weet wat die details is, maar ek dink DM gaan die beste wees in plaas van comment. Want anders as iemand comment, dan comment almal net dieselfde ding en dan kan nie gebraai word as iemand vir jou biltong stuur. Maybe. Eet jy biltong? Dit is Jesus, ek love biltong. ek sal definitief miskien gebraai kan word, maar ja, so luister uit en dan sal ons julle laat weet. Maar bro, om te begin, wie is baas? Want om nou eerlik te wees, ek sien jou oral op die internet. Ek sien jou by meeste shows en ek weet nie waar jy begin nie. Soos vir die mense wat nie weet nie, soos verduidelik vir ons hoe jy begin het in die music scene en of dit net die music scene is of hoe het jy begin soos in die entertainment tipe wêreld? Ek wil sê daai is 'n baie breë vraag want ek weet nou alles. Ja, ek weet daar's 10 vrae eintlik. Terwyl jy so praat gaan ek kan eerder begin met ongeveer amper 41 jaar terug. Ek word 40 oor 'n week, ek's oud. Hoe oud raak jy? 40. Volgende week, Jom, ek is nou volgende jaar 35, so ek's ook op sterk op pad. Sterk. En die mens voel nie 'n fok so oud nie. Nee, ek assosieer as 'n 30-jarige. Ja. Terwyl ons nou kan. Nee, wat ek wou nog sê het, jy weet ek was gebore as 'n glips in my lewe, van daar af het dit beter geword. Hoe lank terug ek was aangeneem? Nee, okay, nou nie so fucking ver terug nie, maar soos in die scene en wanneer jy involved begin raak met soos music en so. Kom ek stel dit so as 'n disclaimer, as jy nog nooit van my gehoor het nie, ek is nie 'n rasis nie, al dink party mense so omdat my naam Baas is. Dit is 100% per ongeluk. Ja, okay, jare terug toe ek nog Twitter populair was, soos 2012, 13 se kant, nee, dan trend ek so af, ek is 'n paar keer nationally getrend vir een of ander kak wat ek regtig nou? Ja, like, dat Baas te beer is trending on Twitter, want 15 mense was op Twitter. Ja. En dan kry ek soos elke keer ten minste so 2 of 3 fucking tweets wat vir my tune, yeah, you're racist. Ek sê, hoekom? It's no longer 94, it's post 94. I'm like, bro, it's simply die Afrikaanse woord vir die Engelse woord baas. Ja. Want ek het lank terug toe ek vir my rekenaar gewerk en toe ek op format en oordoen, toe vra hy, geef jou rekenaar 'n naam. Frikkie was gevat, toe noem ek my rekenaar sien dat ek nie 'n baas gehad het nie. Toe noem ek hom Baas de Beer. Toe word dit my LAN naam, toe word dit my Gmail adres. Ja, dis hoe oud ek is. Toe Gmail gedrop met invites. Ek kon soos 12 maatjies invite om ook dan Gmail te join. Toe word dit my Gmail adres en toe word dit my Twitter handle en toe per ongeluk raak ek bietjie, ek sê dit in groot inverted commas, air quotes dingies. Toe raak ek per ongeluk bietjie famous op Twitter. Ja. En 'n paar snaakse kak getweet en toe begin mense my Baas noem. Ek het gewerk in 'n ander karakter actually. Ek wou Barend Badkamer gewees het. 'n Barend Badkamer. Hy het 'n Facebook nee, dis voor hy het 'n Facebook bladsy. Ek kan net nie onthou wat sy password is nie. Maar die hele gedagte was gewees Barend Badkamer was hierdie Tap and Zef dude gewees wat Afrikaanse sokkie musiek gemaak het, wat mense afrip wat Afrikaanse sokkie musiek luister. En ek het geskep met Santi Kak staan wees as ek so iets doen. Maar ja, dit is nogal funny. Ek het my eerste CD beplan. My eerste CD sou gewees het, let's be honest, it's not gonna happen, maar dit sou gewees het. Barend Badkamer en sy Skopdonkie Orkes, kick-ass band. Barend Badkamer en sy Skopdonkie Orkes, grootste danssokkie braaitreffers, volume 2. Okay, hy is nog. Want as mense daarvan gehou het, dan was volume 1 se bemarking klaar gedoen. Hy is badass, so dis. Maar ja. Nee, maar dis net weer, want ek het nogal nie eens eintlik moes ek die vraag gevra het hoe soos met Baas opgekom, maar ek het nie, dit is eintlik
Is fucking weird hoe dit opgekom het. Dit was per ongeluk geweest, man. Ek meen dit is op daai punt ek het letterlik 12 active e-mailadresse gehad dat ek so fucking nerd. En, my favorite was Kayerf at iKillClowns. Dis freak agteruit. Don't judge me. Maar toe maak ek net nog 'n Gmail-adres op en toe neem het my lewe oor per ongeluk en toe begin ek DJ as Baas te Beer en ek het radio gedoen as Baas te Beer en ek het apparently mense afgepis as Baas te Beer. Ek het comedy gedoen. Anything on a stage you see as Baas te Beer of as ek publiek is. Soos hier jy praat met Baas te Beer. Putting on a show. This isn't me. Ek sê dit gereeld vir mense met kuns, met fucking comedy. As dis met alles. As honest as you might want to be on stage, it's still the performance you. So the performance me is Baas, maar die besigheids-ek is Christo, die familie, dit is my baie belangrik om my skeiding te tref net. So. Dit is, en baie mense verstaan dit nie, soos even ek ook op die podcast, mense is altyd extravagant en fucking oordryf goed is, maar dis, maar ek is maar half soos wat maar ek verstaan presies wat jy bedoel. I'm still the same person. Ek is nog steeds so fucking, ek vertel dom grappies op stage en van stage af. It doesn't change, maar if I'm personal, I'm not out there to entertain you. Maar ek voel dit is baie makliker om dan ook rejection te compartmentaliseer. I'm not a shitty person because someone didn't laugh at my joke or enjoy my song. Maar dit is hy skeitlyn wat nodig is. Het jy stand-up ook gedoen? Rarig, vir hoe lang? Aan en af, ek het ek dink in 2013, 14 my eerste een gedoen. En toe doen ek so 'n paar shows en toe los ek dit en toe besef ek net op 'n punt dat there's no fucking way that I'll ever make a success in Suid-Afrika met comedy, want daar is net so groot wat donker Afrikaanse komedie kan waardeer. En soos nou dat jy dit noem, ek weet nie eens waar gaan kyk die comedy in Pretoria nie. Funny genoeg, daar is 'n redelike goeie scene daar buite met 'n paar upcoming en bietjie meer gevestigde comics. Ons is so 'n WhatsApp groep met ek dink daar's nou so 40 comedians op. Aspiring ouetjies man, en hulle reël af en toe open mic nights by soos daar's 'n plek in Equestria waar hulle dit doen, Sunset something. En ons het 'n paar events gehad wat die Eenbraag gereël het in die Moot by die een of ander rolbalklub. Is daar naby gesien Innisdale. Fuck, ek Innisdale, wel weet ek waar dit is, maar dis daar in die omgewing, wat 'n ander Tappet kuierplek. Fuck, ek love daai plek. Dis so Tappet. Dis enige plek in die Moot wat jy nou beskryf. Anyways, jy het my vraag gevra, moet ek begin in die musiek stuff, man? Ja, maar wag, ons kan nou net teruggaan na dit. Die stand-up comedy fascineer my nou, want ek sal actually om, as ons nou klaar is, bietjie 'n paar van daai mense se name en nommers te kry, want ek love stand-up comedy. Maar ons land het soveel goeie comedians, ons het shitty audiences. I'm gonna say dis die waarheid. Mense wil nie betaal om comedy te gaan support nie. Hoe die fuck moet ek die comedy op 'n show opsit? Ek het al shows gereël, dan het ek ouens daar gekry net as gevolg van ek love hulle love my, net sodat ons vir 'n goedkoper prys kan doen, want die mense wil nie and these are some of the top comedians in our country. So, wees 'n beter audience. Nee, ek sal definitief by jou kry, want ek sal so love, want soos ek sê, ek's 'n moeë fan van stand-up comedy, so ek sal like om met jou bietjie te paar contacts te kry en goed, dan kan ons daaroor chat. Die comedy is baie lekker, soos, it gives you an opportunity om die grappies te maak wat jy graag wil, maar dan kan ander mense saam met jou lag, so jy hoef jy alleen skuldig gevoel dat jy 'n vuil eter is. Ja, want dis my tipe humor, is soos fucked up, maar 'n grap is 'n grap, en mense moet 'n grap kan vat vir 'n grap. Ja, en in vandag se tyd, dis hoekom ek sal like om met 'n comedian te praat, want jy kan letterlik omtrent niks, jy kan dit maak, maar soos jokes maak, maar die ding is hoe jy jou jokes moet navigate in vandag se tyd, nee. Fuck it, ek bly ek doen nie dit nie. Dude, dis een van die redes hoekom ek besluit om dit nie te pursue nie, want ek meen, look, as fun as comedy is, my besigheid, my persoonlikheid, alles kom eerste. En ek wil nie gehashtag word omdat ek 'n grap gemaak het nie. Ek glo persoonlik dat jy moet you need to be able to make a joke about anything, otherwise it's gonna fucking beat you. Exactly. Ek kan 'n kanker grappie maak. Dit beteken nie ek sê kanker is snaaks nie. Ek sê 'n grappie oor kanker is snaaks. Ja, presies. Ek voel dieselfde oor 'n verskeidenheid topics wat mense sê jy mag nie grappies maak. Ja, ek self, Dan sê ek nee, jy het dit verkeerd om. Die feit dat ek 'n grappie kan maak oor iets wat jy nie van hou nie, sê vir my net een ding, ons is verskillende mense. En I respect that, dis prima. Daar's mense wat grappies maak van ek nie hou nie, ek dink is kak boring. Ja, exactly, Maar as jy daarvoor lag, comedy is art. En ek het ek glo vas, if you like something, it's art. If you don't like it, it's probably still art, because there's gonna be someone out there that's gonna like it. En ek voel dieselfde oor komedie. Ek vat 'n comedian soos John Vlismus.
Of een van my favorite komediante wat sadly meer in ons land is, die Werner Kloete. Hulle is hierdie donker fucking komediante, but hulle dish it uit na elke persoon toe. Ja, almal, it's not vindictive. Ek weet John Vlismus maak grappies oor vet mense, waarvoor vet mense kan lag. Ja. It's not about fuck jou, jy's vet, alhoewel hy dit sê, maar het is fuck jou, jy's vet, en 2 sekondes daarna fuck jou, jy's maar ook. It's about the comedy. Comedy is die grap, dis die delivery, dis die kuns. En as jy nie vir jouself kan lag nie, fuck. Bra. Okay, maar ja, ek is net bang ons gaan net te diep in hierdie. Nee, ek wil net afeindig oor die comedy met hierdie een gedagte. Right? Dit is iets wat vir my fucking belangrik is dat mense moet verstaan. En dit is nie net comedy, dit gaan partykeer vir my in musiek en dit gaan in anything performance is performance. Jy gaan nie vir fucking Tom Cruise vra, hoekom kan hy nie regtig by 'n vliegtuig uitspring of hoekom kan wat die bra wat Iron Man is of Hulk is of wat ook al nie regtig. Hoekom kan die bra wat Hulk speel nie, ek kan nie glo ek het sy naam net vergeet. Ek is 'n geek en ek het vergeet. Hoekom kan hy nie in regte lewe groen word nie? Sies vir hom. Of the bad guy, hoekom skiet hy nie? Sies vir jou. Hoekom is moord toelaatbaar op 'n skerm? Alles is aanvaarbaar in movies. Dis 'n movie en jy gaan nie opstaan en vir hom kak gee daaroor nie. Ja. Maar die oomblik wat 'n komediant iets sê op 'n stage, in jest, it's his art form, dis 'n stage show. Ek het al 'n stuk teater gaan kyk waar hulle gesimboliseer het 'n vrou se fucking period wat daar uitkom met sulke rooi linte. Dit was beautiful en niemand het vir hulle gaan kak gee na dit oor sis period nie, maar laat ek 'n period grappie vertel op stage en een of ander van sessies. Ja, maar dit is so en even daar's baie goed en dit is vir my so sad dat dit so is want ek meen iemand vat hip-hop lyrics. Kyk hoe groot daai mense is biljoenêrs of okay, nie biljoen, maar hulle is fucking miljonêers. Ja, en dan hulle sing oor fucked up goeders, maar dis fyn. Maar as sodra ou dit op stage vertel, dan is dit 'n hele ander storie. Ja, wat. Maar sometimes a joke is just a joke. Ja. Maar ja, kom ons want ek weet hier oor dit kan ek oor ure praat. Net 'n podcast maak net. Ja, maar soos met die musiekgoeders, wanneer het jy begin involved raak in die musiekscene en ek gaan nie die cliché wees nie. Baie mense sal vir jou sê, "Man, ek het musiek begin doen toe ek 3 was." Ja. Maar ek was bevoorreg geweest om groot te word met my ma se musiekjuffrou gewees toe sy nog gewerk het, maar sy was 'n musiekjuffrou. Wat sy instrument? My ma het orgel gespeel vir die kerk en klavierles gegee en sangles en sy was die koortannie. Ag shame, ja, dis 'n regte koortannie. Ek het by haar klavier gekry en toe sê die kinders vir my op skool ek se moffie toe hou ek op daarmee. Ag, fok julle, elke liewe een van julle wat my laat ophou klavier speel het in die laerskool. Ja, fuck you. Klavier is die shit. Ek love it. Ek het myself nou weer onlangs begin leer speel. Dis fantasties. Dis die shit. My ma het ek wou begin gitaar speel want kerkkampe was cool. Toe sit hulle vir my in vir 'n gitaarles, which was fantastic totdat ek uitgevind het ek leer classical gitaar speel as 'n 12-jarige laaitie. Ja. En toe's ek soos nee, again hierdie keer vir myself. Ou Christo, fuck you. Ek het dit opgehou want toe doen ek dit vir 'n jaar en ja, gaan toe doen letterlik toe kry ek my begin as musikant. Ek sê dit weer in hakies hier. Ja. En quotes in die kerk. Ek het maar begin by selgroepe gitaar speel en toe op die einde van die dag toe daag ek eendag op by 'n band practice en ek sê vir die bra, hy sê ek wil baie graag buis speel. Ja. En ek hou van buis. Ja. Tattoo op die arm van die buis. Ja, daai is nogal badass, ja. En toe begin ek buis speel daarso en 'n paar kerkbands en so gehad, maar in die musiekbedryf, like I've always been an entertainer and I've always liked events and entertainment. Ek het al skoolkampe gereël toe ek op skool was. Genuine? No shit dude, ek was daar 9 gewees dan help ek kampe reël en stuff. Ja, dis fucking mal hè, jy kan nie dink nie. Maar mainly sal ek sê toe ek het diensjaar gedoen vir 'n paar jaar, ek het daar bandstuff gedoen en toe ek Ermelo toe getrek het. Toe ontmoet ek 'n doos saam met wie ek 'n band begin het. Fuck jou shawl. Fuck yourself. Bad Blood. Well, genuine. Wanneer hy het ons band gedrop net voor ons cool shit. Ek dink is nou 'n joke of no, he can go fuck himself. Ek het min enemies, maar hy kan hier so staan en ek gee nie fuck hom nie. Ek klink so bitter mens. Ek is regtig nie julle. Nee, maar dis hoekom ek nou so gewonder het. Jy's so 'n vriendelike fucking bubble mens. Nee, dit is een van daai goed as the band's gonna make it. Ja. Ons band het net lekker begin gaan en toe drop hy ons en sny ons oor. So he can go fuck himself. Ja, fuck hom. Maar ek is half bly dat dit gebeur. Ek het in die proses besef en hierdie was nou so 2009 toe breek ons band op. Suiwer was ons naam. Suiwer nogal. Ons was so heavy Afrikaanse rustige akoestiese poprock. Ja. Baie Melktyd kommissie klopjag sing klaar. Okay.
En ek het dit geloof, maar I'll be brutally honest, ek het besef in die proses, ek is nie regtig 'n natuurlike goeie musikant nie. Ja. So I'm an entertainer, ek love it en ek groei in my entertainment kuns, ja. maar ek is nie 'n musikant per se nie. En ek eer musikante eerder wat goed is met musiek deur hulle te help van met wat ek mee goed is. Ja. I can organize, I can promote, I can freaking get shit going en ek kan die entertainment value daarby gooi en ek kan daai waarde bybring, maar ek sal nooit myself sit as 'n great musikant nie. Ja. En ja, in die proses van dit ontdek en die band gelos het toe raak ek maar vriende se manager hier en daar. Ek het my ding verkeerd om begin. Ek het in die kommersiële Afrikaanse kant van dinge ingespring as gevolg van 'n buddy wat daarin was. Ja. En daai hele scene voor die fucking Bobbies famous was ons buddies gewees en Regtig nou? ja, nee, fuck dit saam gekuier by plekke in Bourbon Street, omdat sy kotsheid opgetel en sit soos dit. No, it was good times. Ja. Nou sal hulle my groet en toe gaan ek na die rock scene toe en toe besef ek wat music is passion. En dit help nie as ek nie passievol is oor die tipe musiek wat ek doen wat it's not going to make me a shit ton of money anyway, so ek kan net so doen waarvan ek hou. Ja. So en daar begin ek toe nou al hoe meer ek het baie lank getroues en kak ge-DJ en toe kry ek nou die skill en dit het my toe help om soos rock events te DJ in pubs en clubs en festivals en so. En in die proses toe ek nou nog toe ek Pretoria toe getrek het, my eerste gigs begin boek, regulars was by Grafters Tavern. Ek het woensdag aand entertainment geboek, paar great kunstenaars daardeur ontmoet. So jy het besluit fok dit. Ek gaan nou by eie shows begin doen. En toe begin ek toe sê ek vir hulle ek wil musiekies laat speel en toe sê hulle net maar great. En die Aanklas was my geboorteplek vir my presence in Pretoria sou ek sê. Ja, maar dis waar ek jou ook die eerste keer gesien het en geters. Daar het ek die kans gekry om te DJ. Ek weet honestly, it started as me drinking a lot there. En toe ek het geweet wat ek doen as 'n DJ en toe begin ek daar per ongeluk DJ toe raak ek hulle het my gesteel. Ek sê dit wel weer in quotes by Grafters want my entertainment aande was daar op 'n Woensdag. En toe kort hulle iemand om vir 'n maand of so te koers te kom host en toe host ek dit vir 7 jaar. En, ja, want jy was altyd daar gewees. Ja, en toe in die proses toe gee hulle vir my 'n open mic want ek en vriend Rudy raak eendag dronk toe Frans van Cooke daar speel 2015 en ons is 'n goeie idee klink vir ons begin 'n open mic en ek sal sê open mic if I have to define anything as my thing that I want to be remembered for. Al die ander kak wat ek gedoen het, shows wat ek gereël het, festivals wat ek gespeel het, I don't care. My thing is jong kunstenaars en as jy my gaan vra oor een ding waar ek meer passionate is musiek gewys, is enigiets anderster, is my open mic peoples. Ja, want dis juist waarna ek nou 'n bietjie wil pivot, want jy het al die open mic scene groot gemaak. Of nie groot gemaak nie, maar jy het solid die konsep vir open mic is baie as old as music itself. Maar ek het toe ek en Rudy so gesels oor toe besef ons daar was nie sover ons geweet het, I'm not never going to claim exclusivity on something that I don't own, maar sover ek verstaan was daar nie 'n konsep soos 'n active open mic gewees in 2015 daai omgewing nie. Ek weet voor my tyd van Pretoria en Nalkroeg het daai open mics gedoen. Toe hulle nog bestaan het. Ja, en destyds tyd ek weet daar was ander plekke gewees, maar vir my ek was nog nooit in my lewe by 'n open mic nie. En toe op die 17 Mei 2015 as ek reg onthou, stap ek in en maak asof ek alles weet van open mics host en fake it till you make it and I did. Ek glo nogal in daai fake it until you make it. As jy met confidence daarin loop, gaan hulle jou glo. Doen jou werk, doen jou research. I mean, I did my stuff. Ek het so 'n bietjie gaan internet oor die stuff, maar ek het 'n bietjie gaan internet. Ja, ek het fucking vinnig geleer wat werk en wat werk nie in die goeders en een ding wat ek besef het. En as jy hierna na die podcast luister en jy's 'n venue eienaar en jy oorweeg op open mic, gaan ek vir jou sê moenie. If you want to use an open mic as a financially positive thing, moenie. It's not a quick buck. Hy gaan nie vir jou 1000 mense ewe skielik lok nie. Dit is jou input wat jy terug insit in die industrie. En mense sê vir my, dit is amper hoe ek dit wil opsom, hoekom doen ek hierdie? En is jy so nice mens? Nee, ek is nie, ek's 'n doos. Ek's 'n selfsugtige doos. Ek wil oor 10 jaar nog goeie musiek kan luister en as ons nie nou help om goeie musikante te kultiveer nie, dan gaan ons dieselfde musiek met ander luister wat ons tans luister. And it's going to be old, man. Ons kort vars nuwe musiek. En anders is gaan ons almal luister wat ook al die nuwe trend is daai tyd en let's be honest is breindood, sieldood musiek. I can't do that. En die ding is wat dit ook moeilik maak deesdae is soos nog ewen voor COVID is daar nie meer plekke eintlik vir mense om te speel. Want ek onthou toe ek nog in 'n band was ook. Daar was in Pretoria ek dink 3 plekke. Okay, maar ons was baie heavy geweest en goeders, maar wat is die orkes se naam? Unforsaken Truth. Unforsaken Truth. Ja, maar soos ons het letterlik gekyk hoe heavy ons kan verstaan wat ek bedoel. Ja. En
soos even daai tyd was daar min plek om te speel, maar Wat se jaar was dit? Ekskuus? Wat se jaar was dit omtrent? Dit was seker so 2000 en Arcade Empire was nog in die ronde en ek kan Ou Arcade. Ja, daai die eerste na langs die rivier en goeie. Yes. En dan kon jy wat cool was van hulle is hulle het vir jou gesê, okay cool. Dan sê ons wil Vrydag aand 'n showreel. Dan kry jy van die deurgeld, jy kry alles soos mense het actually geld gemaak en dan het jy meer moeite ingesit. Exactly. Jy het soveel ge-advertise en goeders en dan at least weet jy op die einde van die aand, dit gaan nie oor geld maak nie. At least kan jy van die ander want ons het letterlik daai geld gevat, opgedeel tussen almal, laat almal maar net iets kan kry. Want ons skryf nêrens fokol, verstaan jy? En nou sal omtrent niks plekke om te gig meer nie. Dude, ek meen as jy ek en my vriend Henry van Audio Torch het so 'n tydjie terug sit ons en gesels oor if we have to think about live music venues now versus 10 jaar terug. Hoeveel is daar? En ek meen, kyk, ja, want dit is letterlik omtrent 10 jaar terug, nou dat ek kan. As jy nou vat even 10, 15 jaar terug, daar was Maloney's, daar was Cafe Arc, daar was Zeppelins, freaking Onplus het meer live bands, bietjie fast forward, jy het Arcade even Thrashers het toen nog bands gehad. Thrashers het bands gehad, so elke naweek dink ek. Ja. Shivas, kyk. Ja, even Shivas. Shivas was nou 'n bietjie 'n ander fucking plek, maar Shivas is daai boutpysie waarvoor jy lief is. Maar let's be honest, jy gaan nou nie mis as jy hom nooit weer het. Ja. Want Shivas is die shit, maar altyd daar het altyd sekere mense daar uitgang en hulle wou my net opfok. Dan sit hierdie ek wil nou nie die gang se naam sê nie, maar julle weet, motorfietsse. Hulle sal jou hart bliksem to the max. Jesus, dan loop ek en wil ek net badkamer toe gaan. Dit is so klein ouetjie. Maar nou weet ek, as ek iets doen, hier's 5 ander ouens wat nou sê ek okay, fuck. Maar wat cool was van Shivas, dit moet ek vir hulle gee, is die stage was letterlik ja, so 'n halwe bierblikkie hoog gewees. Maar dit was cool want soos veral met die musiek wat ons gedoen het, is soos dan sit mosh pits en shit en dan soos jy kan met 'n gitaar tussen die mense gaan staan en dit was badass, maar daai was 'n ander plek. Ons speel een keer 'n show daar. Nou keep in mind again of suiwer Afrikaanse akoestiese rock musiek. Ons het elektriese gitaar, maar hy is nie so hard as die akoestiese gitaar nie, weet daai wat. Ons is lekker. En ons speel op 'n stadium, een van ons Shivas gigs. Nou ry ons al die pad fucking deur op 'n Dinsdag aand van Ermelo af vir 'n Dinsdag aand gig by Shivas. Ja, Ermelo. My bra. Die ander band wat speel, ons het toe al 'n keer, ek wens ek kon hom naam onthou, maar dit was 'n klomp mediese studente gewees. So gefok, kon daag hulle daar op. Die braai sy gitaar by die huis vergeet. Och ja. Hy vra kan hy my het ons vir 'n ekstra gitaar, nee. Hy leen op die einde van die dag my bass en speel ons hulle show gitaar op my bass. It was fucking hilarious. Maar die gigs was good, man. Maar soos ja, ons was 'n bietjie gehol na in die proses ook maar daar, maar jy leer. Ja, nee, dit is. Ek dink dis hoekom ek so passief vir ook daar so is om seker te maak dat die jong musikante nie oorgefok word nie. Ja, en dis kakko, soos en jy weet jy het nie eens sê nie, want ons was een keer by 'n plek gewees, nê. Ek kan regtig nie die plek se naam onthou. As ek onthou sal ek dit sê, ek waar nie eens nie. Soos dis daar waar Aanklas nou is, dan sit soos kry 'n straat en dan reg dis ek dink dit is nou Springbokbaar. Ja. Maar dit was iets anders gewees voor dit. Ja, wel dis Springbok van wat ek het ken, maar dit is soos ek dink al van 2000 of dit was 7 se kant was Springbok. Dit was een van daai twee plekke. 5 vroeër, kan nie dan nie. Dan was dit dalk dink ek Springbokbaar. Maar daar was ander plekke. Cafe Africa was daar rond gewees. Ek ken dit nou nie. Ek kan nou nie die venue presies onthou nie. Nou Kleer van Running Wolves Rand ken daai geskiedenis asof hy dit gaan swat het vir 'n matriekval. Is dit? Ja, jy vra hom wat se pap was daar gewees en sê vir jou in 1992 was hy daar, maar toe skuif hulle in 95 soontoe. Dis my bra. Yes, en die ding is net toe bel hulle ons vir 'n open mic show daar. En hulle sê nie vir ons die tipe musiek wat die ander mense speel nie. Ons is soos want ek meen open mic, fuck, jy's 'n gig. Jy's soos ja, ons is ons kom maar aan, nee. Nou is soos hierdie rustige Afrikaanse musiek gedoen. Wat sou daar gespeel het? Nou sê ek soos, my fuck, ek weet, nou staan ons daar in stres, soos, ja, ek dink hierdie mense, en daar was nogal baie mense, nee. Bra, nog voor ons klaar was met ons tweede sang, was die hele plek leeg. Almal het gefok op. Want ons is so heavy as wat ons kan try gaan, en dit is eintlik presies die teenoorgestel. Het julle ooit Cafe Arc gespeel? Nou, ons was een keer geboek, liewe Anita van Blue Division het ons geboek om te gaan speel, want sy het ons soos booking manager gewees vir 'n tyd. En sy boek ons om te gaan speel by Cafe Arc. Again, imagine Klopjag of Melterk of Tuindwergies moes gaan speel by Cafe Arc. Die headlining act was something like Cops fucking Zombies. En suiwer. Bro, ek sou weggestap het met 'n akoestiese gitaar deur my Adamsappel. Iemand sou my gebliksem het en ja, vir al die death metal bands daai tyd ook, soos Bleeding Asshole of so iets. Ek verstaan nie waar kom die band se name nie. Vat hulle net soos 'n random name generator uit syphilis.com. Yes, en dan kan jy hulle font wat hulle altyd gebruik, soos ek love
heavy shit. Oh ja. Maar jy kan nooit hulle naam lees nie. Soos ek Valvadinia se nuwe album wat nou uit is. As ek nie geweet het dit is Valvadinia wat dit uitgebring het, dis ek daarom maar fokker mooi moes kyk na ja, nee, maar ek wil net sê shout out Valvadinia, julle rap ons naam bevok. Currently probably the biggest metal export that's South Africa. Ek dink ook so, Jesus, en hulle nou. Ja, hulle is goed. Soos even van die goed, ek is nou 'n bietjie ouer, dit raak van die goed is bietjie heavy vir my, maar is nog steeds bevok. Kyk, ek waardeer dit vir wat dit is in dieselfde manier wat so, kyk, death and black metal is nie my thing nie. Ja. I'll be honest, ek hou bietjie meer van die hardcore thrash en so, ja. that part. En van die genoeg, as ek stoned is drone metal. But let's not get drone metal. Ja. Ek ken nie eens drone metal. Dis heavy chill, bro, dit is soos wat? Is dit daar bekende? Dis dit ek kan nie eens nou, dit is Golvemish Lamme nog wat soos Rammstein tipe shit? Ja, dude, dis is hierdie heavy slow. Hulle sal 'n noot speel en dan ring hy vir 17 bars. Light 'n sigaret op en rook kommer voordat die volgende trom slaan. Ja, ons sal na die tyd bietjie oor dit praat want ek ken dit fokol. Ek love 'n breë verskeidenheid musiek. Ja, mens moet ou. Jy kan nie. It's good, I'll appreciate it. Ek onthou ek was op 'n stuk soos dan as dit nie heavy is nie, dan is dit kak. Nou like ek, ag Here bra, ek like even ek weet dit is so erg, nê? Maar jy weet daai Justin Bieber se sang I say ek weet dit is groot op TikTok. Yes, ek weet nie. I'll be fucked up if you can't be right. Is dit 'n Bieber song? Ek het hom al gehoor. Dis tos cool. Is dit 'n Bieber song? Ja, en dan soos na dit luister ek iets tos heavy en ek like hip hop en rap en shit ook. Soos ek like enigiets en hardcore soos Hatebreed en shit. Ja. Maar dan like dis my net so 'n song gekry wat ek gelike het en toe besef ek dis actually 'n Ed Sheeran song wat tyd het vir hom gegee het. Wat sê dit? Staan as jy hou van weet if you like the way you look so much and baby you should go and fuck yourself. Hierdie gaan 'n vraag wees. Maar ja, soos ek voel net jy moet jouself net kan streek na een fucking genre. Ek glo byvoorbeeld ek het dit gedoen en dit hoe groter ek my shit oopgemaak het, hoe beter het ek geword het met gitaar en alles. So. Ek is 'n groot voorstander daarvan as jy die budget het en jy is 'n band wat gaan record byvoorbeeld. Kry vir jou argumentshalwe 'n commercial recording agent wat jou klank record, but have a metal producer. Ja. Wat jou mixes doen en besluit wat waar gaan. Of as jy commercial is en jy wil bietjie uitstaan, ek sê commercial want waar fokus commercial jy het koop. Maar kom ons sê as jy meer aan die pop side is of things, kry jy dalk iemand wat meer alternative of indie musiek record to get the different sounds, want andersins gaan jy net klink soos elke fucking ander kunstenaar exactly. Buite. Jy gaan die hele tyd dieselfde klink. Kyk nou wie sê die artist boundaries push in die laaste paar jaar. Billie Eilish. Yeah. Fucking love that chick. Sy shit though. Phineas al boetie wat die production doen is a genius and it's because they don't think in Nisa graad 4 musiektheorie. Ja, nee. It's beyond the European norm of what we were taught normal music should be like. Exactly. Ja, ek kan aangaan vir daaroor. Nee, maar dis cool, gaan aan bro, want die ding is ek voel net ook ons almal is geneig om onsself in ons eie boksies te sit. Maar as jy jouself net bietjie laat uit, ek meen kyk soos hierdie podcast, nê. Ja. Ek het al klomp bandmense ge-interview en goed, as ek het al even Biggie, daai hip-hop bro, ek het hom ge-interview. Ek voel net hoe meer as ek myself met restriek, gaan ek my eie show opvolg. Ja. Want die ding is, hoe meer mense ek mee kan praat en hoe meer mense na hulle kan luister, hoe meer gaan ons almal fucking saam wees. Verstaan jy? Soos ag die lewe is te kort om vol kak te wees. Dit is so. Ek is net oor, ek dink dit is kom maar met ouderdom ook. Ja, as ek nou met wysheid en grysheid. Ja, vol. Ja, en ek's besig om grys te word. Ek het hierdie ding as ek vir iemand deesdae vir alle jongeling by open mic, dan sê ek so kom en sê ek vir my right. Dan pluk ek 'n grys baard daar uit. Ek sê van hier's 'n bietjie wysheid vir jou. Yeah. En dan impart ek wisdom. Nie dat ek sê ek weet alles nie, maar al wat ek sê is I've been doing some of these things for 20 years. Ek kom meer goed agter, ja. Ek het genoeg by kop. Ek is by ver nie die slimste met wat ek doen nie, maar die Here weet ek het al hard my kop gestamp so ek weet. Ja, en ek meen jy het jou dues gepay. Ek meen fuck, jy's al lank in die shit so. Ag, maar dit is net so lekker man. Nee, maar dit is so en die mense kan sien jy love wat jy doen. Dude. En soos een ding wat ek jou nou wil vra, ons gaan nou later nog by nog goed uitkom, maar wat is een van jou favorite memories wat jy nog gedoen het met enige, maak nie saak wat se show of wat ook al dit was nie, met music ja, sê maar music gewys. Wat was een van jou by betrokke was? Want ek moet sê, soos goed as dit uitkom. Nee, betrokke was. My eerste keer wat ek ge-MC het vir Fok of Polisiekar, nê. Weet jy ge-MC vir hulle? Ja, want ek meen nou is dit soos fucking love for die cool bra en stuff, maar toe was dit soos ek het toe op daai punt al 'n hele paar keer vir Van Kou Kartel ge-intro.
alles. I've done the thing. Ek het groot shows gedoen en stuff, but I never managed to hook the show where I introduced Fokhoff. Ja. En dit was net vir my so cool geweest die eerste keer dat ek finally vir Fokhoff Polisiekar kon introduce. Dis ek kan dink. Want dit was net soos, as I said, niks teen van Kou Kartel nie, ek love hulle, but it was for me net daai persoonlike konneksie van Fokhoff is die band wat it represents a bit of me. Yes, dit is die band wat die vraag gevra het wat ek nie ek was nie groot gemaak ek mag daai vraag vra nie. Of hulle het die antwoorde gegee waarvan niemand gehou het nie of it was just something special. So daai is definitief sou ek sê in my top 5 highlights. But just dis hoekom ek ook sê soos ek love Fokhoff. Maar ek is nie hulle grootste fan nie, maar ek love hulle want hulle het 'n hele generasie of ek weet nie, hulle het 'n hele nuwe step. Mense besef nie hoe belangrik hulle nodig was in daai tyd nie, want hulle het daai hele persepsie gebreek van fuck ons almal vloek en goed, maar ons Afrikaners like om te act asof ons nie vloek nie. Jou poep stink nie. Ja, voor ons hallo en dan maar drink 'n brandewyn en gaan slaan jou vrou, maar asseblief moet tog net die fok sê in 'n liedjie nie. Ja, solank jy Sondag okay, kom ons gaan net maar so ander highlight. Nee, maar die ding is ek voel net hulle was so belangrik om bietjie meer Afrikaanse as ek kan sê wille kant uit te bring en dit meer te normalise want ons almal kan relate. En daar's soveel bands wat ek dink kyk meen elke era het half sy uitstaan. As ek meen kyk die voor hulle we had the car and Zoid. Ja. Wat nou weer gewys weet jy wat? Ja. Klap 'n koekhaar en pots uit, maar ek gaan freaking Afrikaanse rock, chick rock, whatever in good music man. Ja. Voel vry beweging voor dit met jou Valiant Swarts en jou Johannes Kerkorrels en Koos Kombuise en shit. En ek meen ek onthou nog toe ons by familie gaan kuier het. Hierdie was nou soos dik 90s bra. En hulle het elke boemelaar se droom deur Koos Kombuis daar gehad en daar was so 'n moer se waarskuwing tekentjie op die ding want hierdie ding is nou fucking vir ek weet nie vir groot mense bedoel. En ek het daai ding bietjie gaan luister en ek het net soos in gaan luister en ek kon nie verstaan hoekom mag ek nie na die ding geluister het nie. Ja. Want elke boemelaar Lisa se klavier is daarop. Hoe beautiful is dit? Ja. Daar's soveel stunning music wat daar op daai ding was en wat is dit ook hoe dit was? Asseblief moet nie my haat as ek verkeerd album kry. Maar ek meen daar was ek dink my eerste Afrikaanse rock series was alternatief op sy beste, volume 2. Letterlik my eerste was volume 2 gewees, toevallig. En daarop het ek bands soos Akkedus ontdek, en Buckfever Underground ding was daarop gewees, en man, al daai ouens, en ek meen as selfs fucking Dozy, weet, daar was 'n tyd gewees dat mense nie soveel judgment, en ek dink dit taai in by wat ons nou oor gesels het, destyds kon jy geluister het vir Dozy en niemand het nie gedink jy's 'n pretentious doos omdat jy Dozy luister en in dieselfde asem wil Akkedus luister en in dieselfde plek Valiant Swart luister en dalk bietjie meer uitfokking gaan Metallica luister. Ja. Nou voel dit vir my half partykeer as ek nou uit ek het teens Jordaan gekap as in my studentejare en lekker saam gesing op Pieter Smit se liedjies want jare ons kon sing van daar's donkies in die weiland of wat ook al Afrikaanse liedjies, ek weet nie wat hulle gesing het nie. Dit was lekker en vandag judge mense net so fucking vinnig weer. Jy mag nie luister na wat van jou hou nie want dan sê jy sellout. Dis stupid. Ja. Die enigste genre wat ek judge is breindood. En dis is Afrikaanse kommersiële popmusiek. And again, I draw a line between what is considered good in that. Ja, ek ook. Daar's goeie geskryfde musiek. Okay, kan ek 'n bietjie wysheid vir julle gee? Ja, asseblief. Daar's 'n imagine hy daai uitgekom. Ja. Nee, ek het is hy? Fantasties. Ek het lankal geleer dat produksie bepaal jou genre. En genre is wat jou production determines genre, determines taste. Ja. So ek glo 'n goeie sang is 'n goeie sang, maar die manier waarop hy produce word kan vir jou maak luister jy of nie. Straatligkinders het Kaptein gecover en die ouens het gefucking mosh op dit. Ja. Maar Kaptein van Skadern omsing is die grootste fucking skade en skande and I don't like that shit. Ja. So ek dink net 'n goeie sang is 'n goeie sang en Dirk van der Westhuizen moet 'n pineapple in sy ol opdruk want so just have to throw that in there somewhere. Nee, want dis ook een van my grootste goed wat ek ook altyd sê. 'n Goeie sang is 'n goeie sang. Maak nie saak wat so fucking genre dit is, ek waardeer 'n goeie sang. Ja. So as ek kan hoor daar's moeite ingesit, fucking oei, Jesus, hier bliksem. Ek het net my stoel geskuif julle, ek beloof. Gelukkig is hy nie gebreek. Wel, nie baie nie. Ek weet nie, die bokant slide net in. Oei, ja, ek dink die bokant het gebreek. Hier is hy. Sorry. Okay, ons sal hierdie nou fix en dan ja, maar soos wat ek sê, ek raak opgewerk hoor. Hierdie kan ons 'n vraag wees.
Ja, wat se timestamp het? Ek dink net presies dieselfde ding. Ja, ek dink dit gaan die beste vraag wees. Maar soos ja, ek sê dit nog steeds, soos as 'n goeie song as jy 'n song kan voel, dan is dit 'n fucking goeie song. Maak nie saak wat se genre dit is nie, of dit nou hip-hop, R&B, fucking Wat se kunstenaar het jy ontdek in die laaste 2 jaar wat jou verras het dat jy van dit gaan hou? Sorry, ek sit hier op die spot. Nee, ek try nou dink, want die laaste ruk is ek soos half. Dis vir my moeilik. Ek weet nie, om nou eerlik te wees, die laaste ruk gaan ek weer baie old school goed doen, want ek kry nie meer baie goed wat my trek nie. En ek luister baie goed, soos hip-hop, alles, maar ek het lanklaas iemand gekry wat my soos fucking, sommer so in die feels. Wel, kan ek jou skok? Ja? My gunsteling, put it this way, my favorite new discovery laas jaar was fucking Noah Cyrus. Miley Cyrus' jonger sissie. Ek het op haar musiek afgekom en I was just like in love with the honesty of the music. Dit is glad nie, as jy hierdie ding bliksem sien en jy picture waarna jy dink ek gaan luister, dude, it's not what you think, maar die oomblik wat jy bereid is om jou brein net bietjie oop te maak en iets anders te gaan ervaar. Ja. Ek het recordings gedoen, video streamings en stuff vir 'n paar great local DJs. I am not into house, I'm not into hip-hop, maar die manier wat daai mense dit vir my oorgedraai het, die manier wat hulle gees in dit insit, it's amazing to experience. Dis hoekom ek so groot fan is van live shows, want in live shows kan jy sien hoe iemand hulle musiek vir jou oordra. Of hulle nou ek weet baie, dis controversial, of hulle nou agter hulle laptop is met 'n fucking spinnetjie ding. If you create, I respect you. Ja, en as jy kan sien, daai persoon fucking, daar's niks wat my meer hoendervleis gee. As jy kan sien iemand op stage en hulle is mal oor die shit wat hulle nou vir jou speel, en dit is soos half, hulle gee 'n stuk van hulle vir jou, en dan ek weet nie, dit is net moeilik om te verduidelik. Nee, maar dit is presies so, dude. Daar's DJ's wat die kak het my irriteer, want hulle staan net daar en druk play en af en toe stel hulle net so, en dan kry jy weer ander ouens wat actually legit. Gums byvoorbeeld is 'n crazy local DJ wat soos hy produce sy eie shit van scratch en bou daarop, en dit is net gaan check it uit, Gums music. It is fantastic. Again, not my genre, but I respect the shit out of it. En dis ek kan sê dieselfde met Noah Cyrus chick. Dis ek kan sê stuff soos daar's kore wat ek luister. Ek luister gereeld classical musiek. Ek glo jy moet vir jouself 'n breër waardering kry. Andersens gaan jy so met sulke oogklappies deur die lewe gaan en net van dieselfde kak begin hou as die laaste jaar gehou het. Exactly, want iemand soos lekker jazz en goed, man. Iemand al fokus jy net op 'n gitaar of iets en jy sit in daar en jy fucking, dan maak jy so saam met jazz mense maak daai of ek weet nie maar soos dis is shit, ek love it. Maar kom ons pivot nou weer 'n bietjie. Wat se upcoming goed is julle, want ek weet jy's bedrywig. En wat se lekker goed is julle nou mee aan die gang? As jy oor van die goed mag praat en goeders, maar daar's 'n paar dinge in die pipeline met 'n paar verskillende mense, maar een van die goeders waar ek actually nogal happy is ek wens ek ons het nog nie besluit op 'n naam vir die event nie, anders kon ek dit genoem het. I'll use the working title. I'm calling it Door Deal Fest. Want ons is besig om 'n ding te reël by ken jy Klitsgras? Dis die hippie drumming circle venue, befokte plek om by te gaan kuier. Waar is dit? Uit op Garsfonteinweg, soos 8 kilos uit daar verby Woodlands. En ek dink so een keer elke tweede week as ek mis het, het hulle 'n drumming circle met so moerse fire pit en fire dancers. Ek dink dit kos jy so $70 of some shit. En dan daar's 'n live kunstenaar wat nog jam ook en partykeer, ek ken dit nou nie. As jy daar opdaag en daar's nie een nie, is ek fucking jammer, maar daar's gewoonlik. En so ek sê fire pit en dan hier jy 'n drum en jy gaan net sulke drum leaders daar en daar's obviously mense wat beter weet wat ons doen. Hoe om dit actually te doen. Drummetjies saam en dis so lekker en maak nie saak nie as jy nou 'n joint wil rook of dis 'n publieke area, jy mag nie. Net so dit almal weet. Dit gebeur nie daar nie. Apparently nie. En honestly, dis beter as terapie. Jy gaan so intoe, jy gaan sit verloor jouself vir 3 ure van die aand en jy gaan slaan net 'n drum. And there's something magical about die togetherness daarvan. En al is jy nie eers 'n musikale persoon nie, somewhere you find a collective rhythm. En dit is vir my 'n groter ding as net musiek. Dit bring jou saam as 'n collective, dit sit jou saam in 'n groep mense en jy weet, ek ken nie daai bra nie en ek gaan hulle waarskynlik nooit, ek kan môre by hom in Spar stap en hom nie herken nie. But tonight we've got a connection, ons saam hier so met 'n drumbeat aan, daar's 'n vuur en it's amazing. Dis cool. So die venue is best cool en tussen my en hulle en dan again vriend Henry van Audio Torch het ons ding wat ons begin reël wat
ons wil graag 'n verandering sien in die bandbedryf deur vir die bands actually geld te gee wanneer hulle speel. Ja, I know, hoe durf ons? Ja, nee. So ons hele idee daar is ons is besig om te werk in 'n line-up van so 5 of 6 solo duo acts wat gaan speel en dan so 5 of 6 bands wat gaan speel op die dag. En ons is oop kaarte met die hele organisering van die ding. Ek sê straight up in die podcast vir almal wat wil weet daarvan. Die bands kry 85% van die kaartjie fooi wat hulle verkoop. Alwaar ek my geld maak uit is ek kry 15% van wat die bands verkoop. Because I book them managing and do my fucking job. Maar ek glo dit is 'n insult teenoor kuns en musiek in 'n groot term en musikante persoonlik wanneer jy 'n organizer kry. But honestly, as jy 'n basic event reël, mark my words, I've done 100 of them, it's not that fucking difficult. Maar jy stap weg met die groter fucking share van die geld. Go fuck yourself. Ek het al gespeel by sulke events waar die organizer oopmond brag oor sy R1000 wat hy die aangemaak het. Oopmond nog. Oopmond. Ja. En ek sit daar so, ons het R250 gekry tussen 4 ouens in ons band en ons moes ry van Ermelo af. It's not right. So ons wil graag daai fair maak vir hulle. Die event self gebeur op die 20ste November en jy kan dan by bands hulle kaartjies koop. Weet jy hoe maak die venue hulle geld? Hulle verkoop net soos die bands kaartjies. As die venue nie 'n kaartjie almal bring hulle deel. As die venue nie 'n kaartjie verkoop vir 'n persoon, dan kry hy nie geld van daai persoon wat daar so is nie. Dis actually nogal 'n fair share, hè? Obviously, they've got costs, soos daar staff and stuff. Ja. Dit, hulle verkoop kos, hulle verkoop hulle goeders by die bar. En alcohol en turn it like a legit business. Moenie kom jou bloedgeld maak uit die sweet van 'n kunstenaar uit nie. Dis 100%. En hier is die kruks van die saak. Hoe cool is hierdie? Ons deel die dag op in 2. Firstly moet ek net sê, dit is 'n overnight thing, so jy kry ingesluit by jou kaartjieprys kan jy oorslaap die aand want ek weet ons wil nie iemand moet verongeluk op pad nie. Dis naby maar mense wil nie kans vat nie. Asseblief. Maar daar is nogal dodgy paaie ook. Nee, ons wil nie dodgy nie, maar dis sulke single paadjies dis maar beter om niks te kry. Great actually. Dis Garsfontein. It's amazing. Maar dan kan jy oorslaap en die volgende oggend het ons so 'n jam stage daar wat al die musikante, if you want to go there and you pick up a guitar en jy het net die festival bygewoon, volgende dag gaan jam jy. It is open stage, opposite open mic. Maar die coolste ding vir my van die hele festival is ons gaan die dag split in 2, die solos en die duos in een groepie en dan die bands daarna. Die volgorde, die actual line-up word eenvoudig bepaal deur hoeveel kaartjies die bands verkoop. En ek voel dis fair. Again, dit is actually. I've been there that I'm the band that sold en as jy 'n band is, jy verstaan hierdie is 'n groot getal, as jy nie 'n band is, jy gaan dit min klink. Dan kom my orkes en ons verkoop 20-22 kaartjies vir 'n show, maar die headline act het 5 kaartjies verkoop wat they still play live. Exactly. Daai is fair. In daai obviously daar is goed as dit ook consider soos ek kan nie nou 'n metal band en dan 'n acoustic pop band nie. That's why I do the booking for the festival om die regte kunstenaars te kry. En die artists wat ons gaan gaan nou nog nie sê wie dit is nie want ons doen 'n great reveal, maar dit gaan amazing wees en is great guys van sover soos Benoni te Wilse kant af tot by Pretoria en noord daarvan en dalk maybe as jy inwerk van die Kaap af. Yes, that's quiet. So as ons dit gaan reg gee, it's going to be fantastic. 20 November Klitsgras. Enige naweek Klitsgras gaan check hulle uit. Vra my hoeveel kos die ding nou. Hoeveel sou jy betaal om 10 na 12 live acts, 'n jam stage, 'n overnight camp experience, mini festival? Well, okay, met die overnight. Ja, seker tussen sê maar R200. R100. Ja, dis nie bad. Hoekom? Want ons het dit gefigure almal is fucking broke na lockdown. Niemand kan sukkel om R300 uit te haal vir so 'n event. Kom ons maak dit fair en ons sê vir die mense, kom ons kry net weer iemand saam om op 'n verantwoordelike manier. En dis die grootste challenge. Dis hoekom ek hou van hoe ons dit doen by Klitsgras ook. Daar gaan nie 'n geval wees van die parties wat dit pas my af. Die mense wat nou dans by die clubs en stuff en oor 'n week het ons weer 'n fucking 4de wave of wat ook al dit is want ek kan nie verantwoordelik wees nie. Daar gaan ons vir mense sê luister hierso, onthou net, ons hou van hierdie event. Help ons. I'm not going to be your mom. Ek gaan nie na jou toe kom en sê, handjie af, stap daar weg nie. Ek gaan net vir jou sê, don't be a dus. Asseblief, moenie op die ander persoon. Dis net veilig, fok. Ja, veilig. Gebruik jou common sense. Ja, soos meeste van hierdie goed is net common sense. En ons kan al lank al was jou hande en moenie aan 'n vreemdeling fucking gaan ek weet, dis 'n music festival, is moeilik om nie aan 'n vreemdeling te lek nie. Te lek nogal. Anyway, maar ja, so dit is een van die groot goeters. Ek is kan jy ons van daai show vertel of nie? Watter ene? Die Sting. My Ringsting show. Okay, kwaai. Ja, ek wil nou nie die hele naam sê nie, maar ja, nee, Ringsting is 'n show wat nou launch op Apollo TV. Hulle het my gevra om die host te wees want hulle het gedog dit lyk asof ek kan chilies eet. Ek kan nie regtig nie.
Is jy regtig nie goed met brandgoed nie? Ek was nie, maar honestly, ons het al net 2 dae se filming gedoen en ek het so 'n bietjie prep gedoen en ek het chillies by die huis en ek het begin meer kook daarmee. Nou, bro, ek het myself gisterand so 'n wille ding gedoen met chillies en garlic en eie wat ek dink as jy my nou nog ruik is amazing. En my chili tolerance het definitief opgekom, maar die essence van die show, right, is ek interview bands of artists in die random en tussendeur speel ons stupid games en iemand eet warm kak in elke ronde. Ek ook. En op die einde van die dag leer ons net bietjie die band beter ken, want en ek probeer gaan verder as die vertel my, wat is jou naam? Wat doen jy in die band? En as jy jou musiek moet vergelyk met 'n groente, wat is dit? Ja. Want ek moet sê, ek is nogal amped vir wat Apollo TV plan, want hulle het baie dieselfde idee as wat ek in my kop het, wat ek met Oopmond wou doen, maar ongelukkig gebeur alles nie net so maklik hier, dit is moeilik, jy kort mense en goeders, en hulle is besig met iets kwaai. Hulle sit soveel tyd, geld en energie in, en dis die groot ding wat kort. Almal, I'm guilty of this too, ek het ook al 'n podcast gehad vir 'n hele tyd lank, en ons nie 'n sent daarin gesit nie. Hierdie ouens het actually na die partytjie toe gekom en gesê, hulle sit geld en tyd, hulle het employed camera staff, hulle het editors wat hulle betaal, om 'n produk daar buite te sit, en die lekker ding is, everything is digital, so dit is op 'n stasie, as het so kan gebruik in die ou terminologie, dit is online, maar is onder 'n brand genaamd DigiTV, en DigiTV het 'n paar kanale onder hulle, waaronder andere is Apollo. Apollo is, I never want to be that person because it's sacred to do it, maar kom ons sê, Apollo is kinda die nuwe embodiment, dit vul die gat wat MK gelos het. Ja, want MK was die shit. MK was alles gewees tot hulle gedier hulle het en weggaan het, want sadly, MK is nie dood nie, want hulle leef net in ons hart aan, maar verder is MK dood. En so Apollo TV is great daarvoor, because hulle het 'n alternatiewe fokus, daar's musiek, ek meen die een show is Kakpraat met Braaiboy. Ja, nee, dis en shit. Dan het ons liewe band Poeselig, wat is show het Zeef Cocktail, ek sweer ons ander. Want die regte mense wat luister, hulle ken al Poeselig, fucking, ek dink 30 episodes terug. Nice. 30 episodes terug. Ek het die Poeselig episode geluister. Ja, nee, maar dit is kwaai, soos mense, die ding is as ons nie as 'n community, dis wat ek altyd sê, as ons nie as 'n community, ons Afrikaanse mense, nie mekaar fucking help, met podcasts, bands en al daai kak nie, dis beter as wat ek alleen try gaan. Kry jy fucking team en help mekaar, en dan, dis al jy dit gaan doen. As jy, en ek gaan 'n klings regtig van die ou ballies, maar as jy Maloney's toe gegaan het in die jaar 2008, my bra, jy het die een naweek het jy gedans op Pieter Smit, en die volgende naweek het fucking The Narrow daar gespeel, en die volgende op Weekal het, en dan die week daarna kan jy nou weer een of haar teens Jordaan daar gaan vang, and it was amazing, en mense het dit gaan support. Ek dink dit was Hika Torrie of iemand wat ek eendag daar gekyk het, kan nie onthou nie. Man, fuck, maar mense het dit gaan support, want dit was cool gewees, en dit is populêr cool gewees om Afrikaanse bands, nie net local nie. As jy nou gaan kyk, daar is soos 'n, funny genoeg, daar is soos op die bietjie meer die adult contemporary kant, weer 'n paar nice Afrikaanse acts wat uitkom. Daar is 'n braai met hom, Rian Benari, great songs wat hy geskryf het, en ek love my Afrikaanse kant, maar ongelukkig het die Afrikaans so maklik geword om te begin fake. Ja. En as jy gaan vat, die average kommersiële Afrikaans het gebruik omtrent Engels. Afrikaans op 'n fucking 4 na 5 jarige se vlak. Ja, exactly. Waar is die ou Jan en dis wat ek like, en die diep goed en die nice stuff, of die clever words, of for that matter, the way outs. Ja. En dan kan nostalgies raak daaroor. Maar dan kyk jy nou weer vandag, waar gaan jy om sulke te kyk? Ja, dit is so. As ons nie hierdie doen nie, as jy nie hierdie doen nie, wie gaan oor 3 jaar nog onthou dat daar so sien om aan die lewe te hou? Ja. Nee, dis waar. Ek hou nie van die konsep van you need to keep a scene alive nie. Nee, doen wat natuurlik kom, en as genoeg mense hou van wat jy doen, dan sal dit verdien om lewendig te wees. Presies. Ek glo daar is genoeg mense wat kan hou van local en Afrikaanse musiek. Nee, dis waar. Bra, hierdie was 'n fucking lekker episode geweest. Ons gaan 'n bietjie kort klip, maar ons sal dit definitief weer Hoe lank is ons al aan die gang? 'n uur. My genade.
So, ons sal dit definitief weer doen. Ons sal 'n part 2 uitbring. Dit was befok. Want ons het nog so baie oor te gesels. Yes, ons het baie van die goed nie eens gepraat oor nie. Ek sien nie 'n notepad en Ek het 'n notepad gemaak. Fok, ons het kies 'n random topic en dan sê ons 5 woorde oor elke topic wat ons nog oor gepraat het nie. But net 5 woorde. Yoga. Ek wou jy nog gevra het oor yoga. Beste oefening wat ek in my lewe gedoen het. Ek is baie spyt jy het opgehou gaan support Hotpot Yoga. Dit maak dit soveel beter. Waar is Hotpot Yoga? Ek weet nie waar hulle deesdae is. Ek het 'n bietjie lanklaas gedoen because ek sleg. Maar die lekkerste ding van Hotpot Yoga is dis donker daar binne en niemand kan jou judge want jy's dik en jy sweet en jy poep so af en toe en dis okay want almal poep in jou. Ja, ek hoor jy los 'n paar fluiters elke nou en dan. Dit gebeur. Want soos yoga lyk altyd vir my so relaxing en maar nou dink ek met my kort dik gat. Ek weet nie hoe ek gaan so staan en dan net omrol en dan jy gaan jouself verbaas. Ek het dit gedoen vir 'n challenge want ek was vir soos 14 jaar nie aktief gewees nie. Ja. Kan jy dan nie blank. En my tweede week van yoga doen toe kon ek aan my tone raak. Iets wat ek 10 jaar terug laas voor het gedoen het. Ja, maar dis befok. So is maar bro, waar kan mense jou kry oral? @baasdebeer. Baasdebeer oral. Google hom. Facebook, ja. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn sal Christo de Beer wees. Wat is ek nog? Reddit. Ek verstaan nog steeds nie Reddit so lekker nie. Reddit is amazing, maar daar's 'n rede hoekom ek onder 'n ander naam op Reddit is. It's not there for your public brand. It is nie 'n marketing gimmick. Ja, ek dink Reddit is meer soos vir info en sulke goeie. En kakpraat en skerp shit, man. It's funny. Maar die internet is waar jy my gaan vind en waarskynlik dalk by jou sussie se huis. En mense asseblief gaan check out Humdinger Emporium. Glo my, dis regtig shit. So kom maak 'n draai. Julle weet waar om my te kry. Google net Oop On Podcast. Gaan subscribe asseblief. Fuck. Julle is lui met die subscribes, maar gaan subscribe. Gaan subscribe. Ek hoop julle het enjoy. Smash that like button. Ja, smash that like button.